Ons kan nie reageer op dieselfde manier as wat die wêreld sou nie. Hoe reageer die wêreld? Ek verstaan dalk nie sy plan op hierdie oomblik nie. Dit is vir my onverdraaglik. Ek sukkel om dag in dag uit deur hierdie ding te kom. Vyand kom op die oorlogsveld en hy kom praat langs jou, hierdie leuns. Ek begin net huil. Dis net water. Here, ek weet, Here, U gebruik ons op so 'n manier, Here, dat ons nie altyd voel ons verstaan hoekom nie. Ons verstaan nie altyd wat die doel is van al hierdie ervarings wat ons het nie, Here. Party van hulle is so seer en party van hulle is so lekker, Here. Maar Here, U het U hart oopgebreek op die kruis. Die Vaderhart is heeltemal bloot en rou oopgelê op die kruis. En Here, wanneer ons voel ons het hierdie hartbreek oomblikke in ons lewe, Here, weet ons, Here, U is die geneesheer, Here, sodat ons gebruik kan word om te sê, kyk, hierdie was gebreek, maar dit is nou nie net reggemaak nie. Dit is nie net herstel nie, dit is nuut gemaak. Sodat dit in die lig gebring kan word. Here, sodat ons hierdie instrument kan wees, wat getuig van 'n God, wat so naby soos 'n Vader is, wat so lief het, soos net 'n almagtige goddelike Vader kan lief hê. En ons eer die Koning Jesus vanaand. Ons vra, Here, dat U elke hart vrugbaar sal maak, Here. Dat ons bereid sal wees, soos wat ons die woord oopbreek, Here, dat ons harte sal oopmaak vir U. Net vir U inspraak, Here. Nie vir die inspraak van mense nie vir die inspraak van enige ander ideologie nie, Here, maar net die waarheid, net die woord, net die lig van Jesus Christus. Ons eer U, Here, en ons dank U vir die geleentheid. In Jesus naam. Amen. So vanaand is dit eintlik vir my so poëties dat die Here hierdie onderwerp vir ons gegee het op 'n aand wat ons gedoop word, want dis eintlik een van die aande van my lewe en ek is seker elke kind van God hierso, is dit een van daai aande van jou lewe of oggende as jy in die oggend gedoop was, wat jou lewe regtig net verander het. Onthou, die doopwater is nie waar ons bekeer het nie. Dit is 'n getuienis dat ons bekeer het. Dit is 'n getuienis dat ons Jesus ontmoet het, dat ons tot geloof gekom het dat hy ons gered het. En al is dit hierdie simbool wat sê, ek het reeds 'n besluit gemaak, is dit 'n sakrament wat so spesiaal is en so naby aan God se hart is. Ek onthou die aand wat ek gedoop was, is dit dit is 'n kontroversiële aand gewees, want ek het soveel vreugde in daai dag ervaar. Ek sal nooit hierdie dag in my lewe vergeet nie. Moet my nie vra vir die datum nie asseblief. Ek is nie goed daarmee nie, moet my ook nie vra wanneer my huweliksherdenking is nie. Ek gaan kyk gewoonlik eers voordat ek vir iemand sê, want nou het ek hom verkeerd en dan versprei nuus baie vinnig nie na die regte sources toe nie. Hierdie dag, dit was so fantasties. Die oggenddiens is ek hierso en ek nou nog so opgewondenheid om saam met die kinders van God te aanbid. Ek kom daai oggend kerk toe en ek word gedoop in die Heilige Gees. En daai aand kom ek kerk toe en ek word gedoop in die water. En toe ek in daai water klim, hierdie ervaring, dit het, as ek terugdink, voel dit asof die watergolwe om my gemaak het, want ek saam met Jesus op die water hierso. Maar ek gaan nou onderin gaan. En hierdie vreugde oorweldig my. Die oomblik wat ek uit die water uitklim. 'n vreugde wat net God vir my kan gee.
'n vreugde wat nie almal kan verstaan eers nie. Dis hierdie uitbars. Ek het nie beheer gehad oor die vreugde wat die Heilige Gees in my hart deponeer het in daai oomblik nie. En ek was nie eers bewus van die feit dat ek 'n barslag uit laat gaan het nie. Ek was nie bewus van enige springaksies nie. Want jy voel nogals, jy kan vir die kandidaate vra, dit voel amper soos asof mense inzoom op jou. Jy kyk daai klein gaatjie uit, dit lyk vir ons 'n groot gaatjie van hier af, maar jy kyk daar uit en dan dink jy, baie gesigte wat nou vir my kyk. Ek's nou op die spot hier. Ek moet nou nie reg hier sou wees. En ek besef, toe ek al uitkom, die Here sê vir my, ek het myself weer teruggekry soos wat hy my gemaak het. Nie soos wat die wêreld my verander het nie. Om konteks te gee, die hele lewe deur, soos wat ek gegaan het tot op daai punt, was dit hierdie lewe wat ek wou iemand gewees het wat mense ingetrek het, so, en ek het die verkeerde mense ingetrek. Dit is obviously duidelik vir die wat my voorheen geken het. En jy verloor jouself so dat jy op 'n punt kom dat jy sien jouself amper meer in ander mense as wat jy in die spieël sien. En daai oggend kom God en hy gee myself weer vir my terug en hy sê vir my, ek het jou wonderbaarlik gemaak soos jy is. En nou het ek jou nuut gemaak, hergebore, sodat dit 'n belydenis kan wees. En hierdie onderwerp leef sonder hartseer is so diep kostelike onderwerp, want ons as mense kan hierdie emosie so sterk ervaar. Ek bedoel, God is ook 'n God wat emosies het. In die Ou Testament het ons hoeveel keer gelees van hoe God bedroef geraak het. En een van die kortste versies in die Nuwe Testament, seker die kortste versie in die Bybel is, Jesus wept. So God het ook hierdie ervaring van hartseer. Maar wanneer dit kom by ons ervaring hier waar ons vanaand en vandag en in ons tyd is, in die wêreld, sit ons so vinnig op hierdie kruispad, hierdie T-aansluiting, hierdie crossroads, waar ons 'n keuse moet maak wanneer ons hierdie emosie ervaar. Want wanneer God dit ervaar, is dit goddelik, dis heilig. Wat ook al God doen met daai emosie, is goed, is heilig, is goddelik. Maar wanneer ons by hierdie T-aansluiting kom, het ons 'n keuse, en dis vanaand wat 2 deure wat ek wil bespreek met elkeen, is, daar's 'n deur van lewe, en daar's 'n deur van dood. Nou, wanneer ons by hierdie T-aansluiting kom, is dit hierdie deur van die lewe, wat hierdie goddelike plan is, wat God het met hierdie emosie. En wanneer ons dit ervaar, is dit moeilik vir ons om te dink, daar's iets wat goeds kan gebeur met hierdie emosie, wanneer ons dit ervaar, maar ons koppel dit so vinnig aan hierdie boosheid, dat ons gemaklik is om die deur van dood te kies, want wat vat ons na hierdie deur toe? Ons gaan nog daarby uitkom. So, daar's 'n klomp karakters in hierdie avontuur wat ons ervaar met hierdie emosie, en dis God se plan, maar dan kom die vyand en die wêreld met die wêreld se denkpatrone en die vyand se leuns, en dit kom transformeer hierdie emosie in iets wat net van sonde af kan kom, en dit verander dit in depressie, dit verander dit in hierdie wanhoop, dit verander dit in hierdie vleeslike uitdrukking van twyfel, dat ons nie op God kan staat maak nie, amper 'n hopeloosheid om te sê, Here, ek het deur hierdie ding gegaan, waar was U? U moes reeds daar gewees het, voordat ek hierdie hartseer ervaar het. Voordat hierdie gebeurtenis plaasgevind het, moes U klaar daar gewees het. Want ek wil nie dit deurgaan, niemand wil dit deurgaan nie. Jesus wou nie op die kruis geklim het, toe hy in die tuin van Getsemane gebid het, Here, as hierdie beker verby my kan gaan, laat dit verby my gaan. Maar hy het nog steeds gekies, uit sy vrye wil uit, om op daai kruis te gaan, vir ons, omdat hy ons so lief gehad het. Hierdie worstelstryd, wat ons so maklik kan ervaar, is 'n worstelstryd van hierdie keuse, van die T-aansluiting. Die keuse van die deur van die lewe en die keuse van die deur van die dood. En in hierdie fantastiese gedeelte in die Bybel, in Efesiërs 6, lees ons van hierdie omstandighede wat om ons is, en God stel vir ons 'n plan voor. Hy sê,
vanaf vers 10 lees ek, eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu en teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al hierdie vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan hierdie helm van verlossing. En die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord vir my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant in kettinge is, waarvoor ek gevange geneem is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. So, ons sien hier 'n goddelike plan, maar ons sien hier 'n oorlogsveld. Dis 'n oorlogsveld van denkpatrone, dis 'n oorlogsveld van waar lê ons gedagtes, wat is ons besig om te doen hier, want hier's 'n klomp heersers in hierdie wêreld, en daar's 'n klomp bose magte in hierdie wêreld, wat dit probeer affekteer. En dis op hierdie 4 pyle wat die Here my op laat inzoom het. Dit staan so vir my uit, dat wanneer hierdie deur van die dood voor ons staan, dat ons in hierdie oorlogsveld staan, maar ons verwaarloos hierdie skild van geloof, terwyl hierdie 4 pyle net kom en geskiet word, en dit hou nie op nie. Dis asof ons in hierdie oorlogsveld staan en hoop, dit gaan net stop. As ons dit dink, ken ons nie die vyand teen wie ons opstaan nie. Want wanneer ons in hierdie omstandighede gevind word, is dit maklik vir ons, by daai deur van die dood, te kom, en te dink, hierdie 4 pyle gaan verdwyn, wanneer ons oë net toemaak. Het jy al gesien, hoe mense nog steeds bewus is van jou teenwoordigheid, as jy jou oë toemaak en hulle nie kan sien nie. Ons dink, wanneer ons hierdie hartseer, hierdie bron van ons hartseer vermy, dat die 4 pyle gaan verdwyn, die oomblik wat ons hulle nie meer kan sien. En dis 'n baie moeilike posisie om in te wees, want hulle gaan nie ophou nie. Die vyand wat teen ons opstaan, is 'n vyand wat vergelyk word met 'n brullende leeu, wat wag om sy tande in te sink. En dis hierdie 4 pyle wat vlieg, dis nie 'n normale 4-pyl nie, ek was nog nie geskiet deur 'n 4-pyl nie, was ook nog nie geskiet deur enigiets anders nie, behalwe BB gun en allerlei goedjies wat nie so seer maak nie. Maar hierdie pyl is aan die brand, dis 'n 4-pyl. As hy land in jou, is dit nie net daai wond, wat krities kan wees nie. Maar dis 'n brand, dis 'n marteling waardeur jy gaan wanneer daai ding jou tref. En die vyand gaan nie ophou met 1 of 2 nie. Dit reën van hierdie 4 pyle, en wanneer ons dit probeer vermy, probeer ons op 'n manier van die wêreld dit hanteer. Dis hierdie denkpatrone van die wêreld wat inkruip, wat ons laat dink ons kan die oplossings wees. En die leuns van die vyand sê vir ons, moenie worry nie, jy's sterk genoeg om hierdie 4 pyle te kan vat. 1 Petrus 5 vers 6 tot 9, lees ek vir ons die 53 vertaling, dit sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam.
Want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So, ons kan nie reageer op dieselfde manier as wat die wêreld sou nie. Hoe reageer die wêreld? Ek is sterk genoeg om my familie deur hierdie ding te dra. Ek is sterk genoeg om almal wat ek liefhet deur hierdie ding te dra. Ek is sterk genoeg om te wys ek sterk genoeg. Of jy kry dood en dan kry jy dooier. Nee, jy doen nie, jy kry dood. Dan is al hierdie middels wat so opkom, wat die vyand vir ons sê, hierdie sal vir jou vrede gee. Verloor jouself in drank. Of kry net genoeg, sodat jy nie hoef te dink aan hierdie goed. Te veel dink daaraan nie. Daar's dwelms. Jy kan jouself verloor, jou gedagtes is dan nie meer jou eie nie. Dan gaan jy nie eers bewus wees van al die probleme nie. Kry al die ander goed wat plaasvervangers is vir vrede, maar is eintlik hierdie vuil goed wat jy in 'n spasie probeer inforceer waar net God kan wees, waar net sy vrede kan heers, waar net hy kan genees. Dis wat die wêreld sê ons moet doen, maar hierdie vyand wat teen ons staan as kinders van God, staan reg om ons nie net te verniel nie. Nie net om ons te martel nie, hy staan reg om ons dood te maak. Dis sy eindpunt, dis sy mikpunt. So God waarsku ons hier en hy sê eintlik in hierdie gedeelte, hy sal vir ons die krag gee. Ons het dit nou 2 keer al gelees. Hy sal vir ons die krag gee sodat ons nie oorweldig voel nie. Hy sal vir ons die krag gee sodat ons staande kan bly in die geveg, maar nie net staande kan bly nie, weerstand kan bied. Nie net weerstand kan bied nie, maar meer as oorwinnaars kan wees. 'n Getuienis te kan wees dat hierdie is nie net 'n mens met wie jy sukkel nie. Inteendeel, hierdie is nie 'n mens met wie jy sukkel nie. Want ek staan terug, laat my God vorentoe tree. Dis teen wie jy opstaan. Ek verstaan dalk nie sy plan op hierdie oomblik nie. Dit is my onverdraaglik. Ek sukkel om dag in dag uit deur hierdie ding te kom. Maar ek vertrou hy het 'n plan met hierdie. En laat ek hom net verheerlik. Here, gee my hierdie kans. Want alle glorie behoort aan U. Ek wil dit nie vat nie. Ek wil dit nie hê nie. Die prys vir dit is te groot. Dis in hierdie omstandighede waar God ons die geleentheid gee, maar wat hy vir ons sê, is moet nie hierdie gebed in jou binnekamer verwaarloos nie. Moenie die kinders van God, hierdie gemeenskap van die heiliges, die byeenkoms van die heiliges, die kerk verwaarloos nie. Moenie mekaar verwaarloos nie. Want Paulus skryf vir die brief en hy vra vir gebed. Hy sê, bid vir mekaar ook. Ons lees nou in 1 Petrus, julle broers gaan onder hierdie selfde ding ly. Staan sterk vir hulle ook. Dit sê vir my, hier's 'n plan met hierdie goed te doen. Op hierdie oorlogsveld is ons nie alleen nie. Maar ons suffer nie dieselfde wonde nie. Dis hier waar ons moet besluit. Gaan ons hierdie hartseer, hierdie bron van ons hartseer konfronteer? In die vorm van, is ek bereid om rou te staan voor hierdie probleem, voor hierdie belewenis, voor hierdie ding wat my onderkry het. Is ek bereid om rou voor dit te staan en te sê, Here, ek kan nie hierdie alleen doen nie. Want wanneer hierdie hartseer 'n mens tref, is dit so maklik, wanneer ons by hierdie deur kom, om by 'n U-turn te kom, nie by 'n T-aansluiting nie. Nie almal van ons is bereid om noodwendig deur hierdie deur te stap van die dood selfs nie. Maar ons is ook nie bereid om na die deur van die lewe toe te gaan nie. Daar's 'n interessante woord limbo, dis soos jy's net daar. Dis in die middel van jy doen nie regtig iets nie.
Dis soos 'n pop wat net hang. Daar's nie lewe nie, daar's niks gebeur nie. Dis 'n limbo state waarin ons onsself vind, waar ons sê die hede en die toekoms kan nie beter wees as my verlede nie. Ek kan nie vertrou dat dit beter gaan raak nie, want dit is nie beter nie. Ek het bewyse dat dit beter was op 'n stadium. En dis waarin ek gaan vas staan. Maar dis nie wat God vir ons wil sê nie. Die vyand kom op die oorlogsveld en hy kom praat langs jou, hierdie leuns. En wanneer ons nie met die skild van geloof staan nie, wanneer ons nie die beld van waarheid op het nie, wanneer ons nie swaard van die gees optel nie, laat ons hom toe om by ons te kom staan. Dis ons wat sê hierdie vuurpyl, ek gaan hom nie uithaal nie. Ek gaan hom nie dieper indruk nie. Niemand anders gaan hom ook kom uithaal nie. Ek hou hom vas. Hy's besig om my te brand. Ek wil hom nie daar hê nie, maar ek hou hom vas. Maak dit sin? Dis iets wat die vyand vir ons kom sê om te doen. Wag, bly net in hierdie limbo state, want dit gaan nie beter kan raak nie. En jy's bang om iets te doen, want dalk vererger jy hierdie toestand. Of jy's bang om iemand te vertrou, dalk vererger dit hierdie toestand. Dis hier waar die vyand kom sê, hy's so takties, dat hy wil nog steeds hê jy moet groei, maar nie soos wat saad groei nie, soos wat onkruid groei. Want as onkruid begin groei in hierdie grond, dan stagneer dit die suurstof in die grond. Dit trek hierdie suurstof uit die grond uit, dat dit wat daar moet groei, kan nie meer groei nie. Hy kom, en hy wil hê jy moet groei in twyfel, en nie in vertroue nie. Hy wil hê jy moet groei in beheer, en nie in oorgawe nie, in onsekerheid, en nie in vrede nie. In gebondenheid, en nie in vryheid nie. In eensaamheid en isolasie, en nie in verhouding nie. Ek wil jou vra vanaand, as jy al ooit in een van daai toestande was, dis nie wat God ons wil hê nie. Ek was al in van daai toestande. Ek is amper seker ek was al in almal van hulle. Maar wanneer ons besef, daar is 'n toekoms. Ons het laas naweek gehoor, dit kan nie die ou dae wees die hele tyd nie. God beplan iets nuuts. Hy beplan ook nie dat ons stil staan nie, want dis 'n toestand wat die vyand wil hê. Hy wil hê ons moet in limbo bly. Hy wil hê ons moet hier bly, te bang wees om 'n kind van God te wees en uit te leef. Want 'n kind van God staan nie stil nie, hy het skoene aan om 'n boodskap te gaan dra. Wanneer ons hier voor die deur van die lewe staan, word ons 'n geleentheid gegee. En jy dink nou seker, Jesusie, wat gaan nou aan dat jy nou dink in hierdie toestand van 'n wrok amper, wil jy hê moet ek 'n geleentheid opneem. Ek probeer nou net survive. Maar in Jesaja 43 vers 18 tot 19 lees ons, maar moenie net aan die vroeë dinge dink nie en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen, sê God. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en laat die droë wêreld riviere ontspring. Dis wanneer ons in hierdie geloof vorentoe tree en die deur van die lewe kies, nie op wat ons van weet nie die sekerheid wat ons het in die resultaat nie, want ons weet nie altyd wat God beplan nie, dit is nogals deel van die rollercoaster effek. Ons hoogtepunte, daar's laagtepunte, maar ons is op pad om God te verheerlik, en dit is wat ons kan bely in geloof. Ek het myself in so 'n posisie gekry, ek vertel julle nou net van hierdie dag van vreugde, maar dit was nie net altyd vreugde gewees nie. Daar was 'n tyd wat ek besef het, nadat ek hergebore was, nadat ek hierdie doop deurgegaan het, gedoop is in die Heilige Gees, hierdie verhouding met God so geniet, in hierdie toestand was, wat Efesiërs van praat, moenie in dronkenskap moet gaan nie, gaan in die Heilige Gees in, word oorlaai met die Heilige Gees. En dan kom 'n seisoen waar ek besef, Jesusie, ek begin nou hierdie verhoudings in my lewe geniet met mense wat so naby my altyd was, maar ek het dit nooit gesien nie. Ek het nooit die waarde in verhouding gesien met familie nie. Daar's nou nog challenges. Maar daar's 'n tyd in my lewe wat ek en my pa glad nie 'n verhouding gehad het nie. En dan kom 'n tyd in my lewe waar alles herstel is. Ek kom op 'n tyd waar ek en my vrou na my pa toe ry om te gaan kuier en
Ons het geselskappe. Ek het nooit met my pa geselskappe gehad op skool nie. En ek draai so op in hulle straat en hier is dit asof die Here my begin voorberei vir wat eendag nog moet gebeur en ek vra vir die Here, laat hierdie tyd net nooit ophou nie. Ek geniet hierdie verhouding. Want ek het vir jare my pa nie geken nie. En ek leer hom nou ken. Ek sê, Here, net so 5 jaar. Vir een of ander rede het ek gedink, ek kan 'n lyn trek. Ek het 'n gevoel gehad, iets gaan gebeur, maar ek weet nie wat dit is nie. Maar, Here, ek geniet dit, moet dit asseblief nie wegvat nie. En onmiddellik is dit asof die Heilige Gees my konfronteer en sê, wat ek vir jou gee is goed. Punt. Alles wat ek gee is goed. Alles wat ek doen is goed. En dan kom op 'n punt en ek sê, Here, dankie vir dit wat U reeds gedoen het. Want ek het 'n verhouding met iemand wat ek nooit so geken het nie. Ek geniet dit. Dis ek sien uit om te gaan kuier by my pa. En al kom 'n dag op sy verjaarsdag word hy gediagnoseer met terminale kanker. En die dokter sê 3 maande. En die pa wat hy was, sit hy daar en hy smile vir ons asof om te sê, dis okay. Nie worry nie. Dis okay. Hy gee soveel om oor die mense om hom, dat hy nie bereid is om in te neem wat hy nou net ontvang het nie. Min wetend dat hy reeds geweet het. En op hierdie dag besef ek, op dieselfde tyd, ek het geen beheer. Die lyne wat ek probeer trek, was lyne in hierdie diep sand, wat as jy net 'n bietjie te hard skop, dan verdwyn die lyn. Dis mis. En op dieselfde tyd sien ek wat om my aangaan. Ek sien hierdie reaksie van hierdie golf, of hierdie, voel soos 'n meteoriet wat in die oseaan inval. Ek sien hoe my suster en my ma en my vrou affekteer word. En ek sê vir myself, ek sal sterk staan vir hierdie mense. En dis 'n leuen. Jy kan nie. Al wat ek veroorsaak het, vanaf daai punt af, tot op die punt waar ek besef het, hierdie vrugbare grond het nog niks opgebring nie. Daar's besig om iets onder die grond te gebeur. Is nog nie daar, ek weet nie wat uit gaan kom nie, maar dit voel asof daar nie suurstof hier is nie. En dit is nog na my pa se afsterwe. Dis nog 'n jaar, 2 na my pa se afsterwe, besef ek, my verhouding met my vrou is besig om shots te vat hierso, want ek is nog steeds besig om beheer te probeer uitvoer wat ek nie het nie. Asof ek gedink het, daai lyn wat ek probeer trek het, is nog steeds myne om te trek. En ek konfronteer nie die hartseer nie, ek konfronteer nie die omstandighede nie. Ek sê net vir myself, ek sterk genoeg om hierdie ding te dra, sodat ek dit vir hulle kan dra. En in hierdie seisoen, voordat my pa nog afgesterf het, was ek op soveel tye so swaar, dat ek kon nie daar bly nie, ek moes verdwyn, net om te gaan stoei agter 'n toe deur, sodat ek nie kan wys, ek's ook maar net 'n freaking mens, wat kan sê, ek weet nie wat om te doen, of ek weet nie wat om te sê nie, kom ons, ek gaan saam met jou nou maar huil, want ek weet nie wat om hier te doen nie. Nee. Edward moet die antwoorde hê, al het Jesus klaar die antwoorde. En ek kom op hierdie plek, waar ons wegry, ek ry alleen weg van die hospitaal af, en is in hierdie laaste tyd van my pa se lewe, en ek begin net huil. Dis net water, maar ek voel amper skuldig baie keer om dit te sê, dit was nie omdat my pa in daai toestand was eers nie. Dis omdat die Heilige Gees so met my gewerk het in daai karretjie van my, daai klein bakkietjie, dat ek opnuut besef het wat Jesus op die kruis vir my gedoen het. Want iewes skielik sien ek voor my hierdie man
wat nie herkenbaar is nie, wat so ly, wat so bloei, wat soveel al klaar deurgegaan het, en ons mense wat hom nog uitlag, terwyl hy daar hang. En hy sê, vergewe hulle. Hy sê, vir God, vir die Vader, vergewe Edward, vir sy ongeloof. Dat hy nie kan sien, ek is sy rus, ek is sy vrede, ek is die ligte las, en die sagte juk. En dis hierdie golfeffek wat ek ervaar, en ek wil vanaand vir jou sê, God roep jou nie om jouself as redder te bely nie. Hy roep jou voor die deur van die lewe om hom as redder te bely. In die middel van omstandighede te sê, ek weet nie, maar ek ken hom wie weet. Ek vertrou hom. Want ek wil vir jou sê, as jy iemand al verloor het, God het reeds dit wat nodig is gegee. As daar omstandighede is, wat hierdie hartseer in jou hart so diep plant, dat jy voel asof hierdie onkruid is besig om te roof, herinner jouself, hy het reeds betaal vir die perfekte plan. Ongeag wat gebeur, ongeag wat voorlê, dit is die perfekte plan. As daar mense is wat jou te nagekom het, mense is wat jou seer gemaak het, en jy sit in die toestand, onthou, God het reeds die prys betaal vir 'n plan wat beter is as wat jy kan sien. Ek kan maklik sê, hier's 'n klomp praktiese stappe, gaan doen dit en gaan doen dat, maar hierdie is 'n ding wat van denkpatrone praat. Hierdie is 'n ding wat van, waarna luister ons in hierdie seisoen? Want die leuns kom sê vir jou, hoe lank gaan jy nog uithou? Hoe lank kan jy nog vertrou? Jy moet iets doen. Jy gaan die een wees wat moet opstaan. Jy gaan die een wees wat sterk moet staan. Jy gaan die een wees wat 'n plan moet beraam vir hierdie situasie. Draai weg. Staan stil. Waar God roep ons vat daai volgende tree en weet, ek is by jou. Ek is Immanuel. Dis hy het hierdie identiteit aan sy seun, aan sy gees gekoppel om te sê, ek is by jou. As God sê hy is by jou, hy occupy dieselfde spasie as wat jy occupy. Met ander woorde, as jy agtertoe loop en die voetspore sien voor jou, dis waar die Heilige Gees was, en dis waar die Heilige Gees nou is. Dis hoe naby hy is. Maar dis in hierdie oorlogsveld wat ons moet besef, God is besig om ons so te vorm. God is besig om hierdie toets te gebruik om ons geweldige instrumente te maak. Die koninkryk van duisternis moet gebreek word. Want mense is besig om vir leuns te luister. Mense is besig om hulle eie koninkryk te bou, wat op dieselfde sand gebou word. Romeine 5 wil ek vir ons graag lees. Romeine 5 vers 3 tot 6. Dit sê, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het, toe ons nog magteloos was. Het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf, die wie ons was, die mense wat ons was. En Markus 4 vers 26 tot 29 sê, verder het hy gesê, dis Jesus wat praat, met die koninkryk van God gaan dit so, iemand saai die saad op die land, en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Dit gaan deur hierdie fase waar dit moet doodgaan. Dit gaan deur hierdie fase wat moeilik is.
Hoe? Weet hy self nie, hierdie boer. Van self bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dit dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Daar's 'n plek en 'n tyd waar ons gaan staan en agtertoe kyk en God eer vir daai seisoen. Want hy het iets nuuts kom doen in ons harte. Ons is hergebore. Ons is gevul met die Heilige Gees. Maar ons is in 'n wêreld waar daar nood is. Daarom het ons 'n gees van krag ontvang. 'n gees van selfbeheersing, 'n gees van liefde, nie van vrees nie. Sodat ons wat 'n nuwe werk in ons begin het, sal aangaan. Sodat wanneer ons gaan en hierdie struikeling sien, nie 'n hart vir onsself sal hê nie. Want Jesus se hart was nie vir homself op daai kruis nie. Wat het hy gedoen toe hy sien, hier's mense wat dood smag. My dood smag. Hy het gesê, vergewe hulle, Here. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Met ander woorde, Here, moenie laat dit wat met my gebeur, hierdie beker van wraak, moenie laat dit op hulle uitgegooi word nie. Hulle kan dit nie vat nie. Net ek kan dit vat en lewe daaruit gee. En dis hierdie hart, hierdie liefde van God, wat so oorweldigend is, dat ons hierdie transformasie kan deurgaan. Ons kan staan en hierdie broer van ons, of hierdie suster van ons sien, deur hierdie seisoen gaan, en ons kan hierdie medelee hê. Hierdie vlak van compassion, hierdie diep anker wortel, wat vrug het vir hierdie toestand. Wat saad gee vir hierdie toestand. Want wanneer hierdie vrug kom, ons almal is bewus, daar's saad wat van hier af kom, sodat daar nog kan groei. En dis God se plan met hierdie belydenis van geloof. Dat wanneer ons deur hierdie hartseer breek, want God wil dit afbreek, dit is wat hom verheerlik. Wanneer hierdie hartseer kom, vat hy dit en hy maak 'n nuwe ding. Hy maak iets nuuts. Hy maak 'n nuwe toekoms. Hy bring vrug wat saad sal gee vir die wat om jou nie weet wat om te doen nie. Dis deel van sy plan. Dat hierdie broers, hierdie susters wat ons 'n pad mee saamloop, wat tot die ewigheid ingaan, gehelp kan word. Dat die wêreld kan sien, hier's hoop waar daar dood was. Waar daar niks was nie, waar daar limbo was, waar dit was 'n pop wat gehang het. En hier's 'n lewende belydenis, nie net van die volgende tree nie, van 'n ewige hoop, van 'n liefde wat 'n hart nuut maak en verander en laat groei. Nie laat stil staan nie. Want 'n Christen is nie bedoel, is nie gebou, is nie geroep om stil te staan nie. Ons het skoene gekry. En dis in hierdie goeie nuus wat ons kan deel. Wat 'n belydenis is van God se genesing. Dis 'n belydenis van God se nabyheid. Dis 'n belydenis van God se krag. Dis 'n belydenis van God se goedheid. En soos wat ek nou afsluit, wil ek julle net herinner aan wat die waarheid is. Dit wat ons nodig het wanneer die vyand hier kom klop met hierdie, interessant genoeg, hy klop van binne af van hierdie deur van die dood. En hy sê, toets my. God kom by hierdie deur van die lewe wat oop staan. En hy sê, toets my. Ek sal daar wees. Ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Want wat se God sal ek wees as ek dood bewerk? Ek is 'n God wat lewe gee. Ek is 'n God wat vrede gee. Vertrou my. Die waarheid is, die vyand is reeds verslaan.
Die waarheid is, sonde is reeds oorwin. Die waarheid is, die doodse angel is weggeneem. Die waarheid is, en hierdie is waarin ons vreugde oorweldiging kan vind. Dat in Jesus is ons vergewe. Dit maak ons nuwe mense. Dit maak ons heiliges. Jy al jouself heilige genoem. Dit voel skynheilig, nê? Maar dis wat God sê in Jesus. Deur die bloed van Jesus word jy geroep om heilig te wees. Maak hy jou 'n heilige van God.